Julie, 3 Julie 2025. En hierdie is dan die tweede lering oor die derde tempel. En nou het ek 'n bietjie tyd gehad om te dink die laaste paar dae, laaste 10 dae, vandat ek hom gemaak het. Die eerste lering, jy sal hom vind daar op YouTube, so jy moet dit gaan kyk. Gaan kyk daar op YouTube, dat jy hom gaan luister, want dit mag jou dalk anders te laat dink oor hierdie hele idee van die Joodse staat en Iran, die sogenaamde oorloë en die Gog en die Magog oorlog, en die hele idee van ons moet 'n derde tempel, daar moet nou 'n derde tempel kom in die Joodse staat, en die antichrist moet nou daar sit. Nou in my eerste lesing het ek vir jou mooi verduidelik, dat die kanse dat daar 'n derde tempel gaan kom, bitter skraal is, en die rede daarvoor is een van die grootste moskees in die wêreld, ek dink hy is die derde grootste moskee in die wêreld, is daar op die sogenaamde Temple Mount gebou. Want Palestina behoort vir die laaste 2000 jaar aan Arabiere, aan Ismael. Reg, en die Jode het nou daardie grondgebied gevat met geweld, met geweldige bloedvergieting en met nog steeds 'n bloedvergieting. En hulle is nie Israel nie, die Jode is nie Israel nie. Die Jode lieg as hulle sê hulle is Israel. Die Jood is wat ons noem die Baster Jood of die Edomitiese Jood, en mense wat 'n bietjie navorsing gedoen het, sal vir jou sê, in die Joodse ensiklopedie staan dit geskryf dat hulle eintlik afstam van Esau se nageslag af. Maar dit stem saam, dit stem ooreen met die vrugte wat hulle dra. So die vrugte wat hulle dra is vrugte van geweldige oorlog en bloedvergieting. Op 'n skaal wat jy nie aan kan dink nie. En die wêreld is tans besig om wakker te word in die laaste 18 maande, sedert 7 Oktober, is dit 2023, waar hulle hierdie verskriklike verwoesting gesien plaasvind het, en die wêreld is magteloos om die Jode op hulle plek te hou, en die VSA en Brittanje ondersteun die Jode, hulle stuur wapens en geld, en allerhande ondersteuning soontoe, en die krisis daar is besig om so te eskaleer, en die wêreld staan absoluut magteloos. Dit is asof die Jode hulle vasgebind het, en hulle kan glad nie 'n verandering maak nie. So, en die Bybel praat vir ons, hy sê die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding. Nou daai kleed wys op DNA. So, daai DNA wat in bloed gerol is, sal dien tot verbranding. En dit verwys maar direk na die Jode, en dit verwys na die totale verwoesting van Babylon. En daar's baie mense wat dink, ja wel, die VSA is Babylon, dit is wat hulle vir jou vertel, maar dit is nie. Die Joodse staat is Babylon, en jy lees het daar in Openbaring 11, en ek het 'n hele lering daaroor gemaak. Maar dink maar net vir jouself logies. As die Babylon nou sogenaamd die Weste is, menende VSA, Brittanje, kan nie seker nie die VSA wees nie, kom ons sê die Brittanje daarby, want is Anglo-American, hulle twee is in 'n baie sterk bondgenootskap met mekaar. Hoe sal die VSA en Brittanje dan nou totaal verwoes word, 'n Babylon word, wat totaal verwoes is, wat se rook van verbranding opgaan tot in der ewigheid, maar die Joodse staat kom niks oor nie. Terwyl die Joodse staat een van hulle grootste bondgenote is, hulle is 3 in die bondgenootskap, jy kan maar die Franse by dit sit, so dis die Britte, die Franse, die Joodse staat, die VSA, selfs Europa kan jy insluit, die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, hulle is almal betrokke by hierdie Jode en hulle planne vir die Midde-Ooste. Maak nie 'n fout nie. Ursula von der Leyen, wat die hoof is van die Europese Unie, sy is eintlik 'n ou heks. Sy het nou die dag gesê dat Europa volg die values van die Talmud. Ek het dit nou nogal op video, ek wil dit op 'n stadium, wil ek 'n video daaroor maak. So sy sê dat die Europese Unie is gebou op die waardes van die Talmud. Nou dit behoort jou ore moet gespits raak as jy dit hoor. So Europa is nie gebou op die waardes van die skrif, van die Bybel, van die protestantisme, van die Christendom nie. Nee, Europa is gebou op die waardes van die Talmud. So wat bevorder hulle? Die waardes van die Talmud. Nou wat is hierdie Talmud? Waar kom hierdie Talmud vandaan? Want die Talmud is die Jode se sogenaamde Bybel. Dit is hulle heilige skrif. En mens kan baie daaroor sê,
Maar 'n ou moet mooi verstaan waar dit vandaan kom, en dit kom daar vandaan af van Babylonië af. En dit is 'n mengsel tussen ou heidense geskrifte, kabbalistiese geskrifte, en rabbies wat elke nou dan iets byvoeg. Kyk, die Talmud is nie 'n vaste boek nie. Enige rabbi wat regtig 'n belangrike rabbi is, hy mag 'n stukkie byskryf. So daar's baie volumes. Ek dink laaste hulle getel was daar iets so 66 volumes. En dit is dan nou hulle heilige skrif, en daarvolgens leef en woon en werk hulle die Jode. Dit is absoluut hulle beginselstandpunt. En die hele Joodse staat is geskoei op die Talmud. Dit is dan ook as hulle staatsgodsdiens. Tans is hierdie Likud party van Benjamin Netanyahu is vol ortodokse Jode, en en hulle is almal besig met die beginsels van die Talmud. So wanneer hulle Gaza bom en op vrouens en kinders skiet wat in 'n ry staan vir kos, dan is hulle besig met die waardes van die Talmud. Weereens, die kleed wat in bloed gerol is, jy sal dit lees daar in Jesaja 9, sal dien tot verbranding. Nou ja, nou is die vraag, in die tyd van Jesus, wat sien ons daar? Want kyk, ek wil vir julle 'n lyn trek tussen die Sadduseërs en die Fariseërs en die priesterdom wat in die tyd van Jesus was, en hierdie Jode en die Jodese stelsel en die Talmudiese stelsel wat vandag aan die orde van die dag is, onder andere wêreldwyd, maar veral in die Midde-Ooste sien ons dit baie sterk na vore kom. En ek het toe gegaan, mense gaan vra nou maar vir ChatGPT, en jy kan dit maar bietjie gaan oplees, dis nie nuwe inligting nie, enige iemand kan dit gaan soek. So, my vraag is, in die tyd van Herodes die Grote, nou Herodes die Grote het geregeer, tot hulle sê, van 37 tot 4 BCE, so, hy het geregeer tot voor die jaar, net so voor die jaar 0, reg. En hy het al die hoëpriesters in sy tydperk, het hy vervang met politieke aanstellings. Reg, en Herodes was 'n Baster Edomiet. So dit staan hierso. When Herod became king of Judea under Roman authority, he viewed the existing Hasmonean priestly line as a threat. The Hasmoneans, also known as the Maccabees, has ruled both as kings and priests, high priest, and some still had popular support and priestly legitimacy. So wat het hy gedoen? Hy het begin om hoëpriesters en priesters aan te stel wat hy uitgekies het, en wat almal maar Baster Edomiete was. So, hy kon nie suiwer Judeërs vir dit gebruik nie, want hulle was baie gerig op die Torah, reg in die Ou Testament. So, en dit wou hy nie gehad het nie. So, hy het 'n klomp ingevoer, is maar net soos vandag, jy voer predikante en pastore in die kerkstelsel, want die volk sit in die kerk. So as jy die volk op 'n geestelike wyse wil beïnvloed, dan moet jy hulle priesterlike stelsel, hulle predikante, hulle herders, daar moet jy hulle korrupteer. Jy moet hulle absoluut verrot maak daar. Dan begin hulle van daar af 'n vreemde geloof en 'n vreemde godsdiens invoer, en die volk wat nie van beter weet nie, hulle eet alles vir soetkoek op, en op die ou einde verrot jy dan nou ook die volk. En dit was die doelwit daar. En natuurlik, jy wou 'n geweldige politieke mag oor die volk, en die volk maak soos die priesters hulle sê, en die priesters maak soos Herodes hulle sê. En ek gaan dit wys vir julle, ons sien dit baie duidelik in die Nuwe Testament. Jy kan baie van hierdie goed sien. Hulle sê, Herod made the high priest with a political appointment, not a hereditary or religious office as traditionally understood. He frequently replaced high priests, sometimes annually, which was highly irregularly. Many of those appointed were not from the traditional Zadokite line, the ancient priestly family line. He undermined the priesthood's authority by rotating high priest and appointing outsiders or loyalists. Herod weakened the religious establishment's power. Nou ja, en so het hy mag behou oor die gewone mense daar. Dan die priesters gaan vir hulle vertel wat om te doen.
Reg, en ons weet hy was besonder wreed en hy het onder andere sy eie kinders vermoor. Dan staan daar, the Hasmoneans had both religious and national authority, and Herod, an Idumean or an Edomite convert to Judaism, lacked both. So, daar herken hulle dit, Herodes was 'n Edomiet, hy was eintlik 'n baster Edomiet, reg. En Judaïsme is nie die Ou Testamentse Israel godsdienst nie. So, Judaïsme is nie die Ou Testamentse godsdienst nie. Judaïsme is 'n klein komponent van die groter Talmud. En ons wat dom is, ons dink die Jode, hulle glo die Ou Testament. Eintlik nie. Hulle gebruik dit af en toe om ons wat die blanke weste is, om die Christene deur die ore te werk, maar eintlik is hulle geloof die Talmud. So die Talmud oorheers hulle hele stelsel en alles is onderhewig aan die Talmud. Reg, en dit is ook in die Talmud waar daar staan dat Jesus se moeder 'n hoer was, so hy was 'n hoerkind en hy brand in 'n poel van brandende ekskrement. Human excrement. Nou jy weet mos wat is human excrement, né? So dit is wat hulle van jou verlosser sê. Dit is wat hulle van jou verlosser se moeder sê. Reg. So en in daardie rede as gevolg van die Talmud se manier van dinge doen, verwerp hulle natuurlik die Nuwe Testament. Maar goed, kom ons kom nou terug. En ons sal sien dat Jesus 'n konstante argument gehad het met hierdie Sadduseërs en Fariseërs en Herodiane, want hulle was almal saam kop in een mis in hierdie tyd. So laat ek vir jou die versies lees, Matteus 15. Toe kom daar skrifgeleerdes en Fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense, want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en moeder, en hy wat vader of moeder vloek moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou geniet, is 'n offergawe, die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Geveinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. So hier begin hy vir hulle verduidelik, hy sê, julle die geloof wat julle so verkondig en wat julle aanhang, is deur mense geskryf. Julle sit met mense oorleweringe. Julle is nie besig om die volk die ware geloof te leer wat daar in die Ou Testament deur God en daar op die berg Sinaï aan julle bekend gemaak is nie. Julle is besig om die volk ander dinge te leer. En dit is so. Teen daai tyd het ons gesien dat hulle begin om ander gelowe en goed in te bring, want hulle was Edomites, baster Edomite, en hierdie Babyloniese, Kanaanitiese godsdiens, seksueel georiënteerde godsdiens, was toe al deel van hierdie topstruktuur van die priesterdom, die Sanhedrin in die tyd van Jesus. Markus 7 vers 7, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is, want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorleweringe van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorleweringe te onderhou. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. So, en dit is een van die redes hoekom die gewone ou op straat, die Galileër, die mense van Kapernaum, die gewone mense op straat, daar waar Jesus gepreek het, hulle was versigtig om iets met Jesus te doen, te kry. Hulle was nuuskierig om te kom luister wat hy praat, en natuurlik die wonderwerke te sien. Maar, hulle was bang, want dit was baie duidelik dat hy die establishment van daardie tyd direk gekonfronteer het. So, hy het die priesterorde wat die mag oor die volk behou het, hulle so vasgehou het, met valse leringe en valse storieetjies, hy het dit direk gekonfronteer.
met die gevolg is, hulle was vir hom so kwaad. En hulle het baie keer gaan sit en dink en sameswerings gemaak oor hoe gaan hulle van hom ontslaa raak. Reg. So, hulle het nie die nuwe verbond verstaan of in die nuwe verbond geglo nie. Hulle het nie Maleagi geglo nie, wat gesê het, maar ek stuur my boodskapper uit, wat die pad vir my sal baan nie. Hulle het niks van hierdie goed geglo nie. Hulle het nie die profete geglo nie. So, met die gevolg is, Jesus was vir hulle probleem. Hy het hulle politieke mag, het hy uitgedaag, hy het dit gechallenge. Reg, Matteus 26 vers 59. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Nou luister, die stelsel van vandag, die predikante stelsel van vandag, behou hulle mag en hulle geldmag en hulle krag deur die gemeentes wat voor hulle sit. So, hier sit 'n klomp lidmate, hulle behoort aan daai bepaalde denominasie. Daai bepaalde denominasie hou die synode aan die gang, hou die predikante aan die gang, daar's groot geld wat hier hande verwissel. Want ek meen, as jy by elke ou R10 kry op 'n Sondag, wel, dan raak dit baie geld, as hulle naderhand 1000 lidmate is. En wat jy dan nou daarvan bo af vir hulle sê, dis absoluut irrelevant, want jy het hulle geleer, hulle moet alles luister wat die predikant sê. Hulle moet nie gaan toets nie, hulle moet nie vra nie, is eintlik 'n katholieke stelsel, sien dit daar in die katholieke kerk ook. In die tyd van die katholieke was dit so, as jy die priesterdom, die valse priesterdom, die katholieke priesterdom gekonfronteer het met die waarheid, wel, dan het hulle jou op die brandstapel verbrand. Reg. Nou ja, ons is op pad na 'n tydperk wat as jy die bepaalde politieke stelsel en die predikantstelsel gaan uitdaag en konfronteer, gaan hulle jou toesluit. So, en daar is 'n geloof wat besig is om pos te vat wêreldwyd, ek noem dit die aanbidding van die Jode aanbiddingsgeloof. En dit is waar hierdie hele idee van 'n derde tempel vandaan kom. Dis die Jode aanbiddingsgeloof. Hy's redelik ver gevorderd in 'n plek soos die VSA, daar het hulle baie sterk vasdraplek gekry. Maar dis 'n siekte wat natuurlik hier in Suid-Afrika ook is, ouens soos Dion Alers, en dan is daar, ja, hy pastoor Raymond daar in die Kaap. Hulle is baie lief om die Jode aanbiddingsgeloof aan ons te verkondig. Die Jode moet geseën word en nooit mag daar teen die Jode gepraat word nie. En alles wat die Jode doen is reg. En as die Jode Iran wil aanval, is dit reg. En as die Jode Palestynë wil uitmoor, is dit reg. Want God het vir die Jode die land gegee. Nou, jy sal dit nêrens in jou Bybel kry nie, maar dit is wat hulle vir jou verkondig. Reg. En ons is op pad na 'n situasie, en ek gaan dit vir jou wys, waar as jy praat teen hierdie stelsel wat hulle besig is om wêreldwyd te begin te implementeer, dan word jy of gedeporteer, jy word toegesluit, en ek dink op die ou einde van die dag, volgens die Noahide laws kan selfs jou kop afgekap word. Dit is die aanbidding van die Jode aanbidding. So baie mense word so geleer deur hulle pastore dat hy sal eerder die Jode aanbid, hy sal die Jode nie kritiseer nie, want nou gaan Jesus hom weggooi. Jesus gaan hom verwerp as hy die Jode kritiseer. Nou ja, dit is wat hulle vir hulle gemeentes leer. Nou dit staan nêrens in jou Bybel nie. So, inteendeel, Jesus het daar in die Ou Testament sien ons dat Jahwe het by tye nie 'n goeie woord te sê gehad het oor Israel nie. So hy het vir hulle mooi verduidelik wat is reg en verkeerd. En as ons in hierdie tyd nie die reg en die verkeerd kan onderskei nie, wel, dan word ons deel van 'n anti-Christ-stelsel. Goed, Matteus 27 vers 1, en toe dit dag geword het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. Nêrens in jou evangelies word daar gesê dat dit die Romeine se skuld is nie. Pontius Pilatus het Jesus vermoor nie, dit staan nêrens nie. En daarom word die Nuwe Testament deur die Jode beskou as antisemitiek. Want die Nuwe Testament, in feitelik elke boek van die Nuwe Testament, daai evangelies, kom dit duidelik na vore dat die Jode die sameswering gemaak het om Jesus te vermoor en dan toe nog daaroor gelieg het en dit ook 'n sameswering gemaak het. So die hele moord op Jesus Christus, en dit was 'n moord. Dit is 'n onregmatige dood wat daar plaasgevind het.
behalwe dat dit satanies was, is dit politiek. Die politiek en die beheer en die mag, die kontrole oor die volk, moes behoue gebly word. So daarom moes Jesus uit die weg geruim word. Reg. So hulle het raad gehou oor hoe om Jesus dood te maak. So hulle het gaan sit, ons noem dit 'n sameswering, hulle het gaan sit. En gesê, hoe gaan ons van hierdie ou ontslaa raak? Hierdie ou raak vir ons 'n probleem, jong. Dit wat hy oor ons sê aan die volk, gaan die volk se publieke opinie oor ons laat verander. En nou het ons 'n opstand in ons hande, of hulle gaan weier om sinagoges toe te kom, en dan kan ons hulle nie meer beheer nie. Ons wil nie hierdie man moet 'n volgeling hê, 'n aantal volgelinge hê nie, want hy gaan hierdie politieke mag van ons al wegvat. Hoe gaan ons dan die volk beheer? En dit gaan dus dan vir hulle baie sterk oor hierdie politiese mag. Maar ons weet ook Satan is betrokke daarbij, want hoekom? Die goeie boom dra goeie vrugte, en 'n slegte boom dra slegte vrugte. Reg, so die goeie boom hoor die woord, en hy raak tot geloof. En die slegte boom, wel die slegte boom kan glad nie vrugte dra nie, want hy kan nie hoor nie. Dit sê Jesus vir hulle. Hy sê, julle kan nie tot bekering kom nie, want julle is nie my skape nie. Want hoekom? Hulle is bokke. Dis nie skape nie, reg. So hulle het raad gehou. Nou ja, vandag as jy 'n sameswering pleeg, ons sien dit baie in die nuus, die man, of die vrou, ons het nou die dag weer gesien, wil haar man skei, maar nou ja, dan vat hy die helfte, en sy vat die helfte, en soos my ma sê, dat sommige mense nog nooit van egskeiding gehoor het nie, so dan oorweeg hulle eerder moord. En dan is daar een party in die huwelik wat dan nou saam sweer, saam met die boyfriend, of wie ook al, om dan die man te vermoor. En dan sy natuurlik, man dan sy 'n weduwee, en dan kry sy nou al hierdie inkomste. En dit so 'n sameswering tot moord, is 'n baie ernstige saak in ons reg. Jy mag dit nie doen nie. En hier sien ons baie duidelik, die skrif sê, die owerpriesters en die ouderlinge van die volk het saam raad gehou. Wie is hier die owerpriesters en ouderlinge? Dis hierdie topstruktuur wat Herodes in plek gesit het. En hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus, die gouverneur. Johannes 18 vers 30. Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie. So as daar 'n doodsvonnis uitgevoer moes word, dan moes die Romeine dit doen. Reg, die Romeine dan daai beheer gehad. So wat beteken dit? Wel, jy moet Pontius Pilatus in die Romeinse stelsel moet jy swaai, al moet jy dan lieg en valse getuies bring, om van hierdie man ontslae te raak, wat vir jou 'n ernstige bedreiging geraak het. En weet jy, as daar nou nog mense wat vir my sê, ag, daar was geen politiek betrokke by in die tyd van Jesus nie. Die hele situasie was politiek. So, ek is nou jammer om dit vir jou te sê. Johannes 5 vers 18, hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God gelyk gestel het. En daar, volgens daai versie in Johannes 5, kry hulle toe nou min of meer hulle vuur onder hulle. Kyk, dink hulle genoeg vuur onder hulle, sodat hulle die ander kan oorreed om van hierdie man ontslae te raak, deur nou hierdie versie te bring. En dit is een van die redes natuurlik hoekom die Jode vandag nog maak 'n aanspraak en sê maar, Jesus kan nie God wees nie. Hoekom nie? Maar hoekom kan Jesus nie God wees nie? Nee, sê die rabbi, en jy kan dit gaan luister, gaan soek dit op YouTube, jy het ons nou YouTube, jy het 'n foon op jou hand, jy het 'n hele biblioteek. So jy het geen verskoning om nie inligting te gaan opsoek nie. Die Joodse rabbi sê, God kan nie in 'n menslike liggaam verskyn nie. Maar God het dan in 'n menslike liggaam verskyn daar in die Ou Testament. Toe hy daar by Abraham gesit en eet het, was hy nie in 'n menslike liggaam nie. Wat se liggaam het hy daarmee gesit, dat hy daar gesit en eet het? Was hy 'n spook? So, hierdie hele idee, is maar 'n valse idee, maar is iets wat hulle aan die wêreld verkondig, want Jesus mag nie God wees nie. Want, dit sal baie sleg lyk as die Jode, as dit moet uitkom, die Jode het God wat mens geword het, doodgemaak. Hulle het hom vermoor. En ek meen, dit is 'n oortreding waar niemand van kan aan wegkom nie. Reg.
En om daardie rede is die Nuwe Testament vir hulle so antisemities. En dit is die rede hoekom hulle vir jou vertel, Jesus is 'n hoerkind, en hy het ook nooit opgestaan nie. Hy was nou maar net nog 'n revolusionêre leier in die tyd van die Romeine, en hy het suksesvol van hom ontslae geraak. Johannes 7 vers 1, en daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. So waar was die Jode se sentrum? Daar in Jerusalem, daar waar Judea's in Jerusalem, daar het hulle die plekke vrot gesit, ou maat. So wat het hy gedoen? Hy daar op die klein dorpies, hy daar gaan preek. En vir homself tyd gekoop. Matteus 12 vers 14, daarom het die Fariseërs uitgegaan om saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kon ombring. Dit is wat Matteus sê. So kan ons al die versies deurgaan. Matteus 15 vers 12, daarop kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die Fariseërs toe hulle die woord hoor aanstoot geneem het? Hoekom neem hulle aanstoot? Hoekom? Hulle verwag dan nou nog 'n Messia. Hoekom neem hulle aanstoot van daardie Messia? Dis die vraag wat jy moet vra. Hulle verwag dan nou nog 'n Messia. Hulle daai tyd nie 'n Messia verwag nie. Maar hierdie Messia, wat daai tyd gekom het vir hulle mooi verduidelik hoe staan sake, so hy pas nie in by hulle politieke en hulle geloofsideologie nie. Nou luister mooi wat sê Jesus, toe hulle vir hom sê, hierdie Sadduseërs en Fariseërs wel, hulle neem aanstoot. Jong, hulle het hulle self opgeruk oor dit wat u vir hulle gesê het. U het hulle tereggewys en hulle het dit nie goed gevat nie. En Jesus se antwoord is, maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. En hier verwys hy direk na DNA. Reg, so God het plante geplant, en Satan het plante geplant. En dit die gelykenis word baie mooi vertel in, ek dink is in Matteus, kan jy dit gaan lees, hier om by Matteus 13, dink ek, en dit verwys terug na Genesis 6 toe, dit verwys terug na Genesis 3 vers 15 toe, ons sit 2 saadlyne op die aarde, die goddelike saadlyn, die uitverkore goddelike saadlyn, en die Nephilim saadlyn op die aarde, die Satans geslag. Dit is so eenvoudig. So jy kry skape, en jy kry adders. Jy kry skape, en jy kry honde. Jy kry skape, jy kry varke. Jy kry skape, dan kry jy sprinkane. Jy kry skape, en jy kry bokke. Reg. So, en dit is wat hy hulle dan nou noem. Hy sê hierdie plante wat my hemelse Vader nie geplant het nie, per implikasie is daar plante wat God nie geplant het nie. Daar's bome wat God nie geplant het nie. Dit is baie belangrik om te verstaan, want sommige bome dra goeie vrugte, en ander bome dra slegte vrugte, en 'n slegte boom kan nooit goeie vrugte dra nie. Van wat praat hy? DNA. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes, en as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. Nou ja, vandag het ons Jode en Joodse rabbies, wat baie videoetjies maak, daar op die internet en op YouTube, jy kan hordes kyk, en ek het al met baie gelowiges, sogenaamde gelowiges gepraat, en hulle sit aan die voete van hierdie Joodse rabbies, wat dan nou lering gee op YouTube. Reg. Een wat ek kan onthou is hierdie Rabbi Tovi Singer is een van die ander wat bekend is Amir Tsarfati, hy is eintlik 'n Mossad agent, dis nie ek wat so sê nie, Stephen Ben-Nun het gesê dat Amir Tsarfati was eintlik 'n Mossad agent, of hy is nog steeds ene. So, jy het hierdie propagandiste wat na vore tree, en sogenaamde stories vertel, en wie? Hierdie Christendom loop agter die Jode aan. Ek noem dit Jode aanbidding. En hulle sit by die voete van die rabbies, wat Jesus vermoor het. Dit kom uit hulle nageslag uit. Hulle is nie nageslag daarvan. Hulle het Jesus vermoor, en hulle vermoor hom elke dag nog deur te sê dat hy is 'n hoerkind, en hy brand in brandende ekskrement. Reg. En hulle haat in elk geval wat 'n Christen is. Hulle sê, ons is afgodsaanbidders. Almal wat Christus aanbid is afgodsaanbidders en moet uitgeroei word. Hulle is baie openlik daaroor. Goed, en dis nou, ja, as jy nou so agter die blinde leiers aangaan, hierdie rabbies, en Amir Tsarfati, en van hierdie
sogenaamde pastore in Suid-Afrika, wat so graag oor see gaan, hulle gaan loop die hele Joodse staat plat, en vat mense soontoe, om 'n houvas te kry. Dit gaan hier oor geld, want dit is maar oor dit gaan, en geld, en dan aan mense die hele Joodse idee te verkoop. Dis satanies. Dis absoluut satanies. Was Satan nie betrokke by Jesus se verraad nie? Wil jy vir my sê Satan was nie betrokke by Jesus se moord nie? Dis 'n vraag. Matteus 16 vers 6, daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Arrest my case. Wat sê hy? Oppas vir hierdie talmoediese inslag, wat wêreldwyd besig is om pos te vat. Oppas! Hierdie ding kom, en hy is besig om reg oor die wêreld te kom. Hierdie LGBTQ+ kom van daar af. Hierdie idee van non-binary identity. Ek dink in die Talmud kan jy 25 of 28 verskillende identiteite hê, gender identity sê. Hierdie hele idee van pedofilie, ons kry dit in die Talmud, ons kry dit natuurlik in die Koran ook, maar ons kry dit in die Talmud, openlik kry ons dit in die Talmud. Die verkrachting van 'n 3-jarige dogtertjie, as sy 'n goyim is of 'n gentile, is absoluut aanvaarbaar. Dis nie 'n oortreding nie. Nie volgens die Talmud nie. So, wanneer die Jode gentiles uitmoor, of goyim uitmoor, wel, dan is dit die uitmoring van cattle, van beeste. Reg, is nie mense nie. Reg. So, jy sit met hierdie idee wat besig is om in te kom. Ek noem dit die slang, dis die adder. Hy praat ook van hulle is die adder geslag. En is wêreldwyd besig in so mate dat ons nou al natuurlik hierdie hele idee kry van Jesus is nie God nie. Wel as Jesus nie God is nie, dan kon hy nie vir jou sonde sterwe nie. So eenvoudig soos dit. En ons kry baie blankes wat deesdae hierdie hele Hebrew roots nonsens vir jou kom verkondig. Jesus was nie God nie. So wat was hy? Wel, hy is die seun van God. Ok, hoeveel gode is in die hemel? Is dit 2, is dit 3, is dit 5, is dit 10? Het ons 'n pantheon van gode? O nee, Deuteronomium 6 vers 4 sê, daar is net een God. Goed, ok, dan was hy nie God nie. So wat was hy? Was hy 'n engel? As hy 'n seun is, daar's baie seuns. Die engele is dan ook seuns. Adam is 'n seun van God. Dit staan in die Nuwe Testament. So nou hoe? As hy nou net 'n seun was hy 'n engel? Was hy 'n halwe mens, 'n halwe engel? Jy sien, die oomblik as jy die mense hierdie moeilike vrae kom vra, dan staan hy so in trippel, hy kan nie vir jou antwoord nie. Maar hierdie is die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is waarmee ons te doen het. Hoekom is Jesus vermoor? Want hy het hom gelykgestel aan God. Dit was een van hulle groot argumente teen hom. Het hulle hom verkeerd verstaan? Nee, hulle het nie. Hulle het hom absoluut reg verstaan. Matteus 16 vers 12, toe het hulle begryp dat hy nie gesê het dat hulle moet oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. En wie is hulle vandag? Hulle is vandag die Talmudiste, die Judaism, die Zionist. Hulle is almal dieselfde groep ouens, hulle het almal dieselfde basiese idee, hulle rally rondom die Talmud. Matteus 23 vers 13, maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs gefeinstes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Daar is hy, die ouens wat so sit by die voete van die rabbies, die Jode aanbidders. Reg, koninkryk is vir jou toegesluit, as jy agter die antichrist aanloop. Iemand wat Jesus laster, en dit is sy staatsgodsdienst, en jy praat dit goed. Dan kan jy mos nie sê jy's 'n gelowige nie. Dan kan jy mos nie sê jy glo in Jesus Christus nie. En wie glo jy dan? Jy glo in die Jode en hulle Talmud. Jy het dan nou jou keuse gemaak. En ons gaan dit sien hier op die einde van dae, wat baie mense meer hierdie keuse gaan maak, dit gaan al hoe meer toeneem, want ons is op pad na die Noahide laws toe. Matteus 23 vers 29, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges. En julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
Dan sê hy, julle gee dus teen julle self getuienis dat julle die kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Hy sê nie vir hulle slange, addergeslag, julle moet skape word dat julle kan tot bekering kom nie. Hy sê vir hulle slange, adder, DNA, zera, DNA, dit is geslag, fisiese geslag. Hy sê, julle is op pad hel toe, en julle sal dit nie ontvlug nie. Daarom kyk, ek stuur profete en wyse man en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak, en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges geesel, en van een stad na die ander vervolg. Het dit gebeur? Ja, dit het. Ons het gesien. Ons het gesien hoe is die apostels allemaal vermoor. Ek dink daar's een wat gesterf het aan hoë ouderdom, en ek dink is Johannes. Die rest het hulle allemaal vermoor. Reg. En hulle moes vlug. Goed. So jy sien hierdie duidelike onderskeid tussen die talmoediese Jood en die suiwer Judeer, die een wat Jesus gekies het en die een wat die Talmud gekies het. En die vervolging wat dan nou van daar af saamkom. En die vraag is, waar het hierdie dinge gebeur? Wel, dit kom daar van die Joodse staat af. Ons kry dit daar in Palestina. Dit is waar hierdie dinge vandaan kom. Dit is waar die wortel van dit lê. Die wortel van dit lê nie in Washington nie, of in Londen nie, of in Parys nie. Die wortel lê in Jerusalem, die fisiese stad Jerusalem, Tel Aviv, daai area. Sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde. So hy sê, oor julle DNA, gaan ek al hierdie regverdige bloed, daai almal wat vermoor is, wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria. Nou hierdie Sagaria, is nie mooi duidelik in ons Bybel, maar hierdie Sagaria is die vader van Johannes die Doper, het hom vermoor. Die seun van Berechia wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar, daar moet eintlik staan die seun van Baruchias wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Ek het op 'n stadium 'n lering hieroor gedoen, maar dit is in een van die Nuwe Testamentiese boeke word hierdie ding baie duidelik beskryf. Maar nou het hulle daai boek is nie in jou Bybel nie. Nou hoekom nie weet 'n mens nie? Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. So hy bespreek 'n vloek oor hulle uit. Hy sê, julle het hulle hom ook vermoor. Was hy ook 'n profeet? Was hy 'n wyse man? Ja. Het hulle hom vermoor? Ja. Hy sê, oor julle kom al hierdie bloed. Dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kinders kykens onder haar vlerk by mekaar maak en julle wou nie. Van wie praat hy daar? Waar is Jerusalem? Daai tyd was die hoofkwartier van die Herodiane en die Talmoediese Jode. Hulle het hom geran, ou maat. Reg. En die gewone ou op straat het nie sê gehad nie. Strap in jou spoor of jy is in die moeilikheid. Of hulle maak met jou soos wat hulle met Jesus gemaak het en die apostels. Jy sal vir jou kry, ou maat. Reg, hy praat van hulle. Is dit vandag nog so? Hy praat van dieselfde Jerusalem. Maar die kinders van Jerusalem verwys na wie? Na wie? Jerusalem was die hoofstad van Juda. So, Juda en Benjamin se hoofstad was Jerusalem. En die kinders, die dogter van Jerusalem, is wie? Is die Judeërs en die Benjamiete. Dit was eintlik op 'n stadium vir 'n kort rukkie hulle tuiste, en toe is hulle weggevoer, teen die tyd het hulle teruggekom, en toe is die plek nie meer hulle sin nie. Toe daar ander volkere kom bly, en op 'n stadium sien ons hierdie oorname van die Herodiane en die Edomitiese priesters. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Nou as dit nie 'n profesie is nie, wil ek nie my naam hê nie. Van watter huis praat hy? Waar sal dit woes wees? Hy praat van die huis, hulle huis as 'n volkshuis sal vir julle woes gelaat word. So hoe sal die Midde-Oosterse staat, die Joodse staat herstel? God het dan vir hulle gesê, julle gaan totaal verwoes word, en ek het dit in die vorige lering, wat ek het dit mooi vir julle verduidelik. Jerusalem sal totaal verwoes word. Daai fisiese stad daarbo sal ophou bestaan. Sy rook van verbranding sal opgaan tot in der ewigheid. Dan gaan hy aan en sê, want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Nou ja, hy praat nie hier van die Jode nie. Die Jode sal op dese aarde nie die swaai maak nie. Na 2000 jaar het hulle nie die swaai gemaak nie, dan sal ek nie nou die swaai maak nie.
Maar ons is die een wat uitsien na die wederkoms. Dis interessant. Reg. Matteus 3 vers 7, maar toe hy baie van die fariseërs en die sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, adder geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Hy spot hulle. Hy lok hulle uit. Want hoe sal 'n slang nou die vrugte dra? Hy's dan nie 'n skaap nie. So hulle kom toe ook om te doop. So wat sê hy toe vir hulle? Hy sê, luister, julle dink julle kan gered kom. Julle kan nie gered kom nie. Julle sal die oordeel nie ontvlug nie. Hy sê dit. Dit staan daar. Hy sê, dra die vrugte. Maar hy spot hulle, want 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Reg, Markus 3 vers 6, toe gaan die fariseërs uit en hou dadelik raad met die Herodiane teen hom, sodat hulle hom sou kon ombring. Daar kom het deur, daar kan jy dit duidelik sien. Matteus 28 vers 11, en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die straat, dis die ouens, die mense wat daai soldate, die kontingentsoldate wat daar moes gaan oppas. Onthou, wat het die Jode gaan sê vir Pilatus? Luister jong, sy disippels gaan in die nag sy liggaam kom steel. En weet jy wat, dan het ons die volks, dan het ons groot moeilikheid op ons hande. So ons kan nie dit toelaat nie, so bewaak die graf. So nou, dit is waar hierdie verhaal inkom. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. So hulle sê, jong, ons sien, was weer die groot geraas en 'n aardbewing, en toe rol daai klip weg, en hier stap hierdie man uit, en ons kan nie glo wat ons gesien het, en ons ly aan skok. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het hulle die soldate baie geld gegee. Dis wat hier so staan, dis nie ek wat dit sê nie. Hulle het hulle omgekoop. En gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. Ja, dat 'n ou jouself so inkrimineer. Vir geld. Ja, money talks. Dan sê, en as dit by die goewerneur gehoor word, hy praat van Pilatus, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. So wat sê hulle? Hulle sê, as die storie by die goewerneur uitkom, dat julle gesê, julle is aan die slaap, en toe het hulle nou sy lijk gesteel, en so, moenie bekommerd wees nie, ons het mag oor Pilatus, ons het mag oor die goewerneur, ons gaan hom deur die ore werk, ons gaan hom tevrede stel, en moenie worry nie, julle sal niks oorkom nie, vertel julle net die leen, ons het julle betaal, net soos hulle Judas Iskariot betaal het. En hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Reg. Dis nie wat hulle sê nie, hulle sê dit tot vandag toe. Reg. En toe gaan vra ek vir ChatGPT. Ek sê, luister, hoe stem die fariseërs en die sadduseërs van die Nuwe Testament ooreen met hierdie Judaïsme? Nou sê hy, in a historical sense, yes, Rabbinic Judaism, which includes Talmudic tradition, descends primarily from the Pharisaic movement of the Second Temple period. However, modern Jews or Talmudic scholars are not identical to the New Testament Pharisees, and equating them simplistically ignores major differences in time, context and development. Ag, dis nou maar net om te sê, luister, moet tog nog nie sê, dit is 'n direkte ooreenkoms nie. So nou praat hulle van, who were the Pharisees, a religious political group in the Second Temple Judaism, emphasized oral tradition alongside the written Torah, wat in daai tyd het hulle al begin om volumes te skryf. Want ons sien die taal moet kort daarna in plek kom. Dan sê hulle, were often portrayed in the New Testament as Jesus' opponents, sometimes hypocritical or legalistic. What is the Talmud? A compilation of Jewish oral law and rabbinic commentary on the Torah, developed after the destruction of the Second Temple. Asof ons nou kommentaar nodig het op die Ou Testament, rarig. Nee, dis menseleringe wat bygevoeg is. So, Islam het dieselfde. Islam gebruik 'n basiese deel van die Ou Testament, en om dit bou hulle dan Islam. Nou, of jy daarvan hou, en of jy nie daarvan hou, is irrelevant. Dit is hoe Islam funksioneer vandag. Dieselfde met hierdie. En dan daar's twee, die Mishnah en die Gemara.
forms the core of Rabbinic Judaism, the dominant forms of Judaism today. So daar hoor jy dit. These rabbis became kom ons lees, after the destruction of the temple, the Pharisees were the only major Jewish sect to survive, transitioning into early rabbis. These rabbis becomes the architect of Rabbinic Talmudic Judaism. So in terms of religious lineage, Talmudist rabbinic scholars today trace their heritage to the Pharisees. Right. So, en dit is wat ons hierso sien, en daarom het jy probleme met die Masoretiese Ou Testament. En ek het daaroor heel wat leringe gemaak, en miskien moet ek op 'n stadium daaroor praat, want julle is nie bewus daarvan nie, dat julle Nuwe Testament nie ooreenstem met julle Ou Testament nie. Byvoorbeeld, hulle was nie 430 jaar in Egipte nie. Hulle was, ek dink, 210 jaar in Egipte, hulle is uitgelei in die 211de jaar. En as jy die somme gaan doen, gaan jy agterkom is dieselfde. En so kry ons baie verse in die Nuwe Testament, waar Jesus baie duidelik werk uit die Griekse Ou Testament uit, die Septuagint, die LXX. Maar daai vers lyk baie anders in jou Ou Testament. En die probleem lê by die protestante. Die protestante het hierdie verandering gemaak en nie mooi geweet wat hulle doen nie. So in die 15de eeu toe hulle sit met hierdie nuwe Griekse tekste wat inkom, want hulle het nie die Griekse tekste gehad nie, hulle die Latynse Vulgaat gehad, en hy so oor en oor geskryf, en gemodify, en oor geskryf, dat het 'n probleem geraak het. So, hulle kry toe hierdie Griekse tekste, 'n man met die naam Desiderius Erasmus, en hy was 'n katholieke priester. Ek dink nie baie weet protestante dat hulle Nuwe Testament saamgestel is deur 'n katholieke priester. Nou ja, hy was nie 'n praktiserende priester nie, hy was 'n besondere man, en hy het gegaan, en hy die Latynse teks, wat hy gehad het, die Latynse Vulgaat, het hy gaan vergelyk met hierdie Griekse tekste, wat daar van Konstantinopel, Byzantym ingekom het, nuwe Griekse tekste, ek het 'n hele lering hieroor gemaak, en hy het dit gaan ontleed, en hy het 'n kritiese ontleding gedoen, en hy het iets soos 6 Nuwe Testamentiese Bybels oor 'n tydperk saamgestel, 6 uitgawes, waar hy dan die Latyns en die Grieks teenoor mekaar gesit het, en daai tyd het die ouens Latynse Grieks, kon hulle dan nou mooi by mekaar sit. Hy het homself gaan Grieks leer daar in Engeland, hy was regtig 'n besondere man, en hy moes vlug vir sy lewe vir 'n groot deel, die Katolieke Kerk was glad nie in hulle skik met dit wat hy gedoen het nie, en so het hy vir ons 'n Griekse Ou Testament, is eintlik die basis van jou Nuwe Testament van vandag. Maar toe die protestante moet gaan kyk na 'n Ou Testament, toe gaan pluk hulle die Masoretiese teks uit van die 11de eeu. Hulle sê, luister, ons gaan nou hierdie teks gebruik. Ja, dis 'n teks waarmee die Joodse rabbies sit 1100 jaar. So hulle het veranderinge gemaak. Hulle het Jesus uitgeskryf. Veral daar in Psalm 40. Het hulle Jesus probeer uitskryf uit die Nuwe Testament uit. So uit die Ou Testament uit. So daar was staan, en 'n maagd sal swanger raak, staan daar nou 'n jong vrou sal swanger raak. Nou lyk dit of Matteus loop en lieg. Hebreërs praat van, u het vir my 'n liggaam berei. Wel, dit staan in die Ou Testament. In die Ou Testament staan daar, u het vir my ore gegrawe. Jy sien, en so is daar klein veranderingkies. Daar in Hebreërs 1 wat sê, en al die engele sal hom aanbid. Menende Jesus Christus. Dit staan nie eers ergens in jou Ou Testament, en daai vers is my heeltemal vervonkvaai. En so sien ons dat daar nie, dat die Griekse Nuwe Testament, die testament waaruit ons werk, stem nie ooreen nie. Want ons sit met 'n Masoretiese teks waaraan gekarring is. Reg. Maar nou wil ek kom na die hele idee van 'n derde tempel. Nou hierdie hele storie van 'n derde tempel in Jerusalem is hulle hoofstad, en dit is waarmee Trump baie gehelp het, want hy is net so gebrainwash deur die Jode. Dat hulle nou die uitverkore volk is, en hulle gaan nou 'n derde tempel oprig, en dis baie belangrik dat Jerusalem nou die hoofstad word, want dit het alles te doen met die koms van hulle Messias. Nie die koms van ons Messias nie. Reg, die koms van hulle Messias. Reg. En vir hulle is dit baie belangrik om hierdie hele stelsel aan die gang te kry. Wat beteken hulle moet die Midde-Ooste totaal omkrap, sodat hulle op 'n stadium die bulldozers kan instoot, of 'n bom kan gaan gooi op die Al-Aqsa moskee, wat daar gebou is op die Temple Mount, en dan van hom ontslae raak. En natuurlik gaan al die
Islamiete in die wêreld gaan terugsit, het op die TV kyk en sê dis honkie-dorie. Nee, natuurlik nie. So, die verwoesting van die westerse nasies in die wêreld hou direk verband met die sogenaamde oprigting van die Joodse staat. Jerusalem word nou hulle hoofstad. Die VSA verskuif sy ambassade van Tel Aviv na Jerusalem. Dit het Trump gedoen in 2017, 2018. Was groot stories. En dan gaan hulle nou die derde tempel oprig. Reg. En dit is hoekom ons onder andere hierdie oorlog sien teen Iran en binnekort ons oorlog sien teen Irak. Want vir die Jode om hulle nuwe super Jewish power op te rig in die Midde-Ooste, moet hulle ontslaa raak van al hierdie sterk politieke leiers en state. So, Irak het hulle van ontslaag geraak, Libië het hulle van ontslaag geraak, Afghanistan was in elk geval 'n no-go, Syrië het hulle van ontslaag geraak, Libanon het hulle gebom, Gaza het hulle gebom, Wesbank bom hulle, die Egiptenare en die Jordaniërs is in die sak van die Amerikaners. Die Amerikaners betaal hulle biljoene dollar op 'n jaar om hulle monde te hou en aan te gaan met hulle lewe. So, menende, hulle moet liewers niks sê teen die Joodse staat nie, dan sny hulle geldjies af. En hulle is dus afhanklik van die VSA se belastingbetaler om hulle ekonomie aan die gang te hou. So, in wie se sak is hulle? Dit is eintlik die Jode se sak. So dit werk, want die Joodse lobby beheer die Amerikaanse regering, beheer ook die Britse regering. Reg. So, en daarom sal ons sien dat hulle, onder andere Iran, daar's veelvoudige redes hoekom hulle met Iran karring. Reg, maar daar het hulle natuurlik hulle gat gesien. Dit het sleg afgeloop hierdie laaste 12 dae oorlog. Dit het baie sleg afgeloop en 'n mens moet maar 'n bietjie video's maak daaroor. Maar die volgende grootte is Turkye. Hulle probleem met Turkye is dat hy 'n NAVO-land is met 'n baie groot weermag en die Turke raak al hoe meer militant. Hulle bevolking is 'n grootendeels 'n islamitiese bevolking en ek dink Turkye is 'n sekulêre staat maar het 'n baie sterk islamitiese komponent wat beteken Erdogan moet van sy duim af iets opkom en iets begin doen. Nou ja, hy kan môre die Jode se olie afsny wat via Azerbaijan daar by hom verbykom, maar lyk vir my, hy is nie bereid om dit te doen nie, maar op die ou einde van die dag gaan die Jode in die VSA omlig. Ons sal 'n totale verwoesting sien van Istanbul in die tye wat kom. Baie belangrik, want dit het baie te doen met hierdie laaste gebeurtenis van Sinner, waar hy sê, Rusland storm deur Turkye tot in Palestina. Hoekom sal Rusland deur Turkye storm? Hoekom vat hulle nie net hulle skippies en ry daar deur die Bosporus stryd tot in die Middellandse See nie? Why? Want die Bosporus sal gesluit wees om die Russiese skepe in die Swart See te hou. Dit is die groot plan op die tafel. Maar goed, kom ons kom terug na die derde tempel. Saam met hierdie derde tempel en die oprigting van die Sanhedrin, dieselfde Sanhedrin, wat Jesus daai tyd veroordeel het en besluit het om hom te vermoor en toe die stories gaan aandra het by Pilatus, hulle wil dieselfde Sanhedrin oprig. So dit is 'n anti-christiese organisasie. En dan wil hulle 'n valse priesterdom oprig. Hulle konseis kan nou hulle geslagslyne terugvoer na sogenaamd na Lewiete toe. Dit is nie moontlik nie, maar dit is hulle storie. So, en hulle wil dit dan nou gebruik om die Sanhedrin en dan die derde tempel, saam met 'n priesterdom, wat hulle dan nou wil oprig, en as hulle nou dit in plek het, dan kan hulle Messias kom. En ek het geluister na Jana Ben-Nun, sy is Steven Ben-Nun se vrou, en sy het baie interessant hieroor gepraat. Toe sê sy, hulle plan is hierdie oprigting van hierdie Jewish superpower met die Sanhedrin, wat die hele wêreld wil regeer, of sal regeer, en met die Jewish AI God daar in Jerusalem wat ons dan nou moet aanbid. Dis eintlik hulle plan op die tafel. Nou, as jy nou dink hierdie ding is nie in plek nie, dan ek vir jou slegte nuus. Nou die Noahide laws is 'n baie belangrike komponent van die derde tempel in die herstel van die Sanhedrin. En hulle het hom al hier in ek dink 1976, maar ek praat van 1991 ek sien ons dat die Kongres, die Amerikaanse Kongres, gesê dat die Noahide laws is the bedrock of civilization. Regtig. Want die Noahide laws kry jy nêrens jou Bybel nie. So, mense nou gedink, die Amerikaanse
staat was gebou op Christelike beginsels, wel daai skip het geseil, hoor, is lankal gaan. Die Jode het oorgeneem, en hulle soek hierdie Noahide laws in. En hoekom? Ons sal nou kyk. En dit kom alles van die Lubavitch movement af. En hierdie Lubavitch movement het elke president van 1978 af, van Jimmy Carter, Trump, Bush, Obama, almal. Hulle het almal elke keer die Noahide laws herbekragtig wanneer hulle president word. Reg. En volgens hierdie Noahide laws kan hulle jou dan nou aankla van afgoderry en laster wanneer jy Jesus Christus aanbid en bely. Reg. Nou ja, nou op 20 April 1986 is 'n sogenaamde Education Day ingestel in die VSA, en daar sal sê die USA was founded on the Noahide laws. Dis 'n leuen, dis 'n absolute leuen. Die VSA was funded op protestante beginsels. Nou ja, nou dit gaan oor hierdie Chabad Lubavitch movement, en hulle het 'n vader gehad, van die organisasie se vader is Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Hy het op 'n stadium gedink, hy is die Messia, maar toe gaan hy nou dood, hier in sy 90's. Hy het 'n baie sterk houvas gehad op Benjamin Netanyahu. En inteendeel, hy het vir Benjamin Netanyahu voorgeskryf. Hy het nooit sy voete in die Joodse staat gesit nie. Hy het geleef daar in New York, en hy het hierdie baie sterk Chabad movement gehad, waar hulle dan nou hierdie hele idee van 'n Jewish superpower wat die wêreld gaan regeer in plek gesit het. Reg. Soos ek sê, hulle noem hulle die Lubavitcher movement. Wait for their Messiah to come. So ja, goed, nou volgens hierdie Talmud profesie, as Jerusalem die hoofstad word, dan is hulle Messias op pad, en wel, dan moet hulle begin om die derde tempel te herbou. Nou wat sê die Noahide laws? Kom ons kyk of ek het hier neergeskryf het. Eers een, not to worship idols. Nou, Jesus Christus by hulle is 'n afgod. So jy mag nie Jesus Christus aanbid nie. Jy moet hulle Hashem aanbid. Hashem beteken the name. So, ons weet nie wie aanbid ons nie. Wie is hierdie Talmud God? Wie is dit? Dis nie die Jahwe van die Ou Testament nie. Reg. So, en jy kry hierdie siekte onder baie blankes in Suid-Afrika, reg oor die wêreld, sogenaamde gelowiges, wat nie mooi verstaan, dat die liggaam van Jahwe is Jesus Christus nie. Reg, hulle verstaan dit nie. Die liggaam van Jahwe is die Seun. Die liggaam van Jahwe, Jesus Christus, is nie die fisiese seun nie. Daar is nie iets soos 'n fisiese seun nie. 'n Seun is beeld en gelykenis van. En as jy nie die simboliek van jou Bybel verstaan nie, dan gaan jy glad nie verstaan wat in jou Bybel aangaan nie. Dan gaan jy dink jy moet die boomgod aanbid, want Jesus is die boom van lewe, né? Ons moet daar is die boom van lewe, dan kry jy die boom van kennis van goed en kwaad. Is dit 'n boom? Jy weet die swartes aanbid 'n boomgod. Ek dink haar naam is Mina. Sy is ook 'n boomgod. Reg. Dis nie waarmee ons besig is nie. Boom beteken geslagslyn. Die boom van die lewe is die ewige lewe wat God het. As jy 'n begin het, dan het jy nie 'n ewige lewe nie. Verstaan jy? Van daardie tyd af kan jy nou aankry, kan jy nou sê, gaan jy lewe tot in die verre toekoms. Reg. Maar iets wat 'n ewig lewende is, het nie 'n begin nie, en het ook nie 'n einde nie. Reg. Ons is skepsels. Ons is gemaak. Niemand het God gemaak nie. Reg. En dis 'n baie belangrike konsep wat ons moet maar begin verstaan. So, not to worship idols, anders word jou kop afgekap. Die straf vir hierdie oortreding is dood, die moet doodgemaak word. As jy not to curse God, dis nou hulle God, reg. As jy Jesus Christus aanbid, dan is jy besig om hulle God ook te laster. Dis dieselfde ding. Not to commit murder, klink so mooi. Not to commit adultery or sexual morality. Ja, die vraag is, dit wil hulle nou afdwing op die Gentiles.
En dan het hulle 'n klomp ekstra wette wat bykom, wat hulle nie hier sou sê nie. Ek het eendag geluister na 'n rabbi waar hy mooi verduidelik, maar daar's eintlik ekstra wette. Dis nie net hierdie klomp 7 Noah uitlos nie, daar's ekstras, wat hulle ons nou nie van verduidelik nie. Maar hulle wil nou hierdie wette implementeer vir die Gentiles. Maar sexual immorality is deel van die Talmud. So, en ons sien byvoorbeeld, en ek het dit nou die dag 'n interessante dokumentêr daaroor gesien, dat 'n groot deel van die Jode se Joodse staat se inkomste kom van pornografie sites af. En ek het 'n lys gesien van die eienaars van hierdie pornografie sites, webbladsye op die net. Hulle is almal Jode. Nou wonder 'n mens, is dit nou toevallig? Is dit toevallig? Dan sê hy, not to steal, not to eat flesh from a living animal, and to establish courts of justice. Nou hierdie courts of justice, wat hulle hiervan praat, nou, they are obligated to set up judges and magistrates in every major city to render judgment concerning these 6 mitzvahs and to admonish the people regarding their observance. Dan sê hy, a Noahide who transgresses these 7 commandments shall be executed by decapitation. Jou kop word afgekap. Maar dit staan in Openbaring. Dit staan daar. Die Sharia law lyk dieselfde. Maar onthou, die Jode sê Islam is die besem waarmee hulle die wêreld skoonvee. Menende die westerse wêreld van die blanke ontslaa raak. Hoe doen jy dit? Jy doen dit met Islam. Hoekom? Want Islam het 8 kinders per vrou. So, kan ons daarmee kompeteer? Nee. Dan is daar 'n wet ingebring, ek dink die laaste 2 jaar in die FSA regering. HR 20236090, so seker in 2023. HR, ek het nou hier nog sommer net hierby geskryf. Dis seker 6090, maar hy kom van 2023 af. Criminalizing anti-Zionism. Mag hulle nie kritiseer nie. Anti-Semitism Awareness Act. What is hate speech? Nou ja, hier volgens is Jesus Christus iemand wat hate speech beoefen het. In die hele Nuwe Testament is hate speech. Anti-Semite acts offense to apply double standard to Israel or accuse it of genocide. As jy sê Jesus is vermoor deur die Jode, dit staan in die Bybel, dan is jy antisemitis. Reg. As jy Israel kritiseer, die Joodse staat kritiseer, as jy sê hulle is besig met volksmoord, dan is dit antisemitisme en moet jy eintlik gestraf word. Reg, ek wil nou net kyk, ek het nog 'n paar goed, wat ek nog die res bygesit het. Ons gaan 'n international court kry van die Sanhedrin, as hulle hierdie dinge kan deurvoer, dit is hulle plan op die tafel, en dan sê hulle soek 'n nuwe internasionale body in Jerusalem, wat dan oor die nasies sal regeer. So, dit is wat jy sien. Dit is waarheen ons op pad is. En hierdie ouens wat, ek noem hulle die Jode aanbidders en die predikers en die herders wat die Jode aanbidding aanmoedig, hulle is deel van hierdie stelsel. Want hulle is eintlik veronderstel om hulle mense te leer, dat die Jode is op pad na hierdie Sanhedrin instelling, waar volgens hulle Jesus Christus en die hele idee van Jesus Christus en 'n Nuwe Testament, ek wil amper sê 'n Ou Testament, heeltemal van die tafel af gaan vee, en hulle gaan kom met 'n nuwe geloofstelsel. En jy doen dit deurdat jy eers begin om die protestante kerke, die ou protestante kerke, inherent te verrot. Onder andere die NG Kerk so rukkie terug gesê, maar dit is 'n wonderlike idee as ons en die moslems nou kan saam bid. Nou, hoe doen 'n mens dit? Hierdie NG Synode moet net vir ons verduidelik, hoe doen 'n mens dit? Want die Islamiete glo nie dat Jesus God is nie. So hoe aanbid 'n mens saam met hulle? Maar dit is waar jy begin met die verrotting. Verstaan jy? En dan die latere storie, maar Jesus het nie 'n maagdelike geboorte gehad nie. En jy kry genoeg sogenaamde teoloë. Nou ek wil vir jou sê, die woord teoloog by my is 'n vloekwoord. As ou vir my verduidelik, hy sê teoloog, dan is dit vir my gelyk staan aan 'n vloekwoord. Want die teoloë, die sogenaamde teoloë van vandag, is nie noodwendig mense wat Jesus aanbid nie, of Jesus erken as God nie. Oppas vir die teoloë, reg.
Hy meen omdat hy bietjie Hebreëse Grieks kan lees, is hy nou 'n kenner, en jy moet hom tog nie aanvat nie, want dan is jy die probleem. Maar nou ja, Jesus het vissers gevat. Die dag toe hy kies, toe gaan haal hy nie Fariseërs en Sadduseërs en leer hulle nie, of hy gaan leer die skrifgeleerdes nie. Glad nie. Toe Jesus die kans gehad het, toe gaan haal hy vissermanne. So, nou ja, so wat ons sien, is hierdie oprigting van 'n Greater Israel, hulle noem dit die Greater Israel Plan. Hy sal strek van die Nile tot by die Efraat, en dan is daar hierdie Jode aanbidders, wat vir jou gaan verduidelik, nee, maar dit is die land van Israel. Nee, dit is nie die land van Israel nie. God het Israel uitgeruk en verstrooi, en gesê, hy sal op 'n nuwe plek plant, dit staan daar in 2 Samuel, gaan soek dit maar op. Hy sê, ek gaan julle plant op 'n nuwe plek. Reg. So, dit het met daai Joodse staat niks te doen nie. Maar dit is 'n lekker manier, as jy 'n Jood is, om te sê, wel, daai belofte is nog steeds ons belofte, en ons wil daai belofte hê. Jy kan op geen wyse kan hulle enigstens hulle verband met daai ou Israel van die Bybel soms, hulle kan nie daai verband wys nie, maar maak nie saak nie, hulle het 'n saak daar. En as ons nie wil luister en wil saamwerk nie, en niemand in die omgewing, as hulle bure nie wil saamwerk en die ding kan verstaan, dat die Jode moet regeer van die Nyl tot daar bo by die Efraat nie, wel, dan is dit nie 'n probleem nie, ons gaan bomme op hulle gooi, tot daar niks van hulle oorbly nie. En as hulle in die rye staan vir kos, is dit nie 'n probleem nie, dan gaan ons hulle net skiet. Ons gaan hulle uitmoor, mans, vrouens, kinders, is nie 'n probleem nie. Want ons mag, we are the chosen people, en ons mag al hierdie dinge doen. Nou ja, hierdie is 'n baie hartseer saak, want soos ek sê, baie predikante, en baie pastore, herders, en hierdie klomp valse, die Jode aanbidders, hulle ly almal aan hierdie siekte. Maar dis omdat hulle nie hulle Bybels ken nie. En hierdie ding staan baie duidelik geskryf op 2 plekke in die Bybel. Praat hy spesifiek van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie. Meen die wat sê dat hulle Judeërs is en dit nie is nie. Hoe weet jy met ouens wat sê hulle is Judeërs? Wie op hierdie aarde sê dat hulle afstammelinge is van Israel? Want as ek dit sê, dan is dit 'n krisis. Ek mag dit nie sê nie. Reg, maar die Jode mag dit sê. Nou sê hy die Bybel, hy sê hierso, Openbaring 2 vers 9, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, Judeërs is, Israel is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. Wie op hierdie aarde verkondig wyd en suid? Hulle is reg die Israel van die Bybel, en al hierdie beloftes van God, van die Midde-Ooste, van die Efraat tot by die Nyl, dis hulle sin, en hulle mag skoonmaak, en hulle mag daar heers, en hulle mag maak net wat hulle wil. Hulle mag 'n apartheidstaat daar oprig, hulle mag die Palestynë soos diere in kampe hou, en dan kan hulle die brandbombe op die tente gooi. Hulle kan die dokters, en dit is wat hulle gedoen het, die massagrafte is gevind, hulle die dokters, hulle die hospitale oorgevat, die wat hulle nie gebom het nie, hulle die dokters in rye laat staan, en eenvoudig geskiet, en dit toegegooi met bulldozers. Hulle mag het doen, they are the chosen people, hulle mag. Jy sien, en as jy enigiets daarteen sê, dan as jy die probleem. Jy's 'n antisemitis, en eintlik moet jy toegesluit word, jy moet gedeporteer word. Dis nou die nuutste in die VSA. Hulle vat mense wat, hy het 'n green card, maar nou praat hy teen hierdie slagting van Palestynë. Hulle vang hulle met ys, met daai polisiemag van hulle, en sit hulle dan nou in detention centers. En dan is die plan om hom natuurlik te deporteer. Dis nou nadat hulle die grense oopgegooi het vir al wat leef en beef, maar nou is dit nie meer reg nie. Jy sien so, en dit is maar 'n Joodse idee van hierdie islamitiese vlugtelinge wat ons maak daar in die Midde-Ooste met die oorloë en die slagtings, is nie 'n probleem nie, ons kanaliseer hulle na die Weste toe. En as die Weste sê, maar ons soek nie hierdie mense nie, want hulle gaan ons kultuur en ons geloofsgrondslag en ons hele populasiesamenstelling totaal vernietig, dan sê hulle, julle is antisemities.
You are anti-Semites. Julle is soos die Duitsers van die ou dae. Julle is, want die Duitsers het die Jode gehaat en hulle doodgemaak, en julle is dieselfde as die Duitsers, want julle wil nie hierdie mense by julle hê nie, en daarom is julle erger as die Duitsers. Julle gaan hierdie mense ook uitmoor en doodmaak. Dus hierdie mense is julle verantwoordelikheid. En so oorstroom jy die blanke lande van Islamiete vlugteling, wat jy veroorsaak het daar in die Midde-Ooste, deurdat jy die hele plek vrotbom. Die Joodse staat kan nie met een van sy bure oor die weg kom nie. So who's the common denominator? So ja, so nou stuur jy hulle oral in die wêreld heen. Hulle is geradikaliseerde moslems, hulle is kwaad, hulle is ongelukkig, hulle het familie verloor, kinders verloor, hulle huise is gebom, daar's niks oor nie, because the chosen ones het die reg om dit te doen. They are the chosen ones. God het hulle uitgekies, en daarom mag hulle dit doen. As jou predikant dit vir jou leer, dan is hy 'n psigopaat. Ek sê dit vir jou met liefde. En as jy dit glo, dan is jy ook 'n psigopaat. Iemand moet dit vir jou sê. Nou, ek sal dit maar sê, ek sal hiervoor 'n prys betaal, maar dan is dit so. As ons nie by hierdie punt kom, dat ons reg van verkeerd kan onderskei nie, en kan opstaan vir dit wat reg of verkeerd is, daar's 'n internasionale wet. Daai internasionale wet is op Suid-Afrika toegepas, gesê ons mag nie apartheid hê nie, maar hoekom mag die Jode apartheid hê? Reg. Nou, soos ek sê in die VSA, as jy praat teen hulle, dan moet jy gedeporteer word, en die ander moet toegesluit word. Dit word openlik op hulle televisies verkondig, ek het die video's, want ek trek hierdie goed af, dan bær ek het. En nou is hulle besig met 'n hofsaak, Trump, namens die Joodse lobby, om naturalized American citizens, dis nou ouens, hy is 'n Amerikaanse burger al vir 30 jaar, wel, hy praat teen die Joodse staat, so ons gaan hom deporteer. Jong, waar kom jy 60? Jy is nou al vir die laaste 40 jaar, is jy 'n naturalized American citizen, jy het op 20 jaar jy hiernatoe geïmmigreer, ons het jou toegelaat om te immigreer, jy bly hierso, jy beskou jouself as 'n Amerikaner, want Amerika is 'n melting pot van nasies, dankse die Jode, en nou gaan ons jou terugstuur. Waar het jy vandaan gekom? O, jy is eintlik 'n Turk, of jy kom van Azerbaijan af, jy kom van nee jong, ons gaan jou terugstuur. Want wie is jy om teen die Jode te praat? En dit is hoe ons weet, hulle regeer. Hoe weet ons wie regeer? Die ouens wat jy nie mag kritiseer nie. Dis mos so logies. Maar dit het niks te doen met geloof nie. Dit het niks te doen met Bybel nie. Dit het te doen met politieke mag. Maar ons gebruik die skrif as 'n tool om ons dinge te doen. En daar's baie van hierdie evangelical Zionists. Dis wat hulle self noem, evangelical Zionists. Hoe jy die twee bymekaar sit, weet ek nie. Dis ek dink hulle noem dit 'n oxymoron. As jy twee goed bymekaar sit en dink dit maak een term. Verstaan jy? 'n evangelis, iemand wat in die evangelie glo Jesus Christus, is sy verlosser. Die Zionist glo dit nie. So hoe jy 'n evangelical Zionist kan wees, weet ek nie. Maar hulle gebruik hierdie valse predikers om die Amerikaners te mobiliseer. En hy het dit al die jare gedoen. Teen enige aksie van iemand wat praat en sê, maar die Jode en die Joodse staat is besig om die VSA, Brittanje en Europa ernstig te benadeel, wêreldvrede in gevaar te stel. Jy mag dit nie sê nie, so ons gaan jou vervolg. Maar die Amerikaners is besig om moeg te raak. Hulle praat van die forever wars. Hulle sê ons is moeg vir die oorlog. Hulle het al agtergekom. Hulle het al die oorloë wat hulle beklei het in die Midde-Ooste is namens die Joodse staat. Irak was namens die Joodse staat, Afghanistan, Sirië was namens die Joodse staat, Libië was namens die Joodse staat, Sudan, Somalië en nou Iran. En die volgende is Turkye. Is alles namens die Joodse staat. Die Joodse staat kan nie eers sy eie oorloë beklei nie. Ons het gesien wat het die Iranese met hulle gemaak. Dit was nou nogal, is 'n ramp wat hulle getref het. Na 12 dae, toe smeek hulle die Iranese vir 'n vredesooreenkoms. So, dis nie die Iranese wat gesmeek het nie. Die Iranese het gaan sit by die Russe met hulle gaan praat. Die Iranese het nie gaan sit by die Amerikaners nie. Die Amerikaners het bedrog gepleeg, saam met die Britte, saam met die Joodse staat. Jy kan daai lot glad nie vertrou nie, dit sluit die Europeërs daarbey in. So, dit is die situasie,
En dit is 'n situasie wat baie gaan eskaleer in die nabye toekoms, want ons is op pad na 'n punt toe waar Jesus Christus nie bely mag word nie. Ons sien dit reeds in Brittanje. Mag jy nie op die straat predik oor Jesus Christus nie, maar die Islamiet wat langs jou staan op 'n boksie, hy kan vir Allah skree met sy groot megafoon. Dis aanvaarbaar. Jy sien. En die vraag is, waar kom die Islamiete vandaan? Oor van die Midde-Ooste af. Nou wat soek hulle daar? Hulle het gevlug. Hoekom vlug hulle? Wel, die Jode maak oorlog. Nou wie befonds die Jode? Wel, Brittanje en die VSA en Europa. Maar hoekom befonds hulle? Want die Jode het beheer oor hulle regerings. Jy sien, as jy genoeg foto's het van ouens wat belangrik is, waar hulle snaakse goetertjies doen met slijmseentjies en dogtertjies, dan kan jy hom so vas, ou maat. En dan gaan jy vir hom verduidelik, kyk of jy werk saam, of ek vertel vir ander mense wat jy doen in jou vrye tyd, want ons het foto's daarvan op die Epstein Island. En dit is hoe dit werk, en jou hele topstruktuur is verrot, en ek praat veral van die Weste. Die enigste ou wat nou nog sin praat is Rusland. En selfs die Chinese gooi hulle hande in die lug, want daar is van die westerse moraliteit en etiek net mooi niks oor nie. Maar nou ja, ons is op pad na 'n derde wêreldoorlog, wat geïnstigate sal word, dit sal geïnisieer en aan mekaar gesit, is klaar beplan deur die Jode, waar ons die Weste teen die Ooste gaan sit, en dit sal daartoe lei dat daar 'n totale verwoesting is van Europa, Brittanje, VSA, Noord-Amerika en Rusland, en hierdie twee groot moondhede gaan mekaar absoluut vernietig in hierdie oorlog. Baie bloed gaan vloei, staan in Openbaring 14, tot by die toons van die perde gaan die bloed kom, 200 myl ver. So as jy alles by mekaar gooi, en jy sê jy het 'n dam, dit is wat die Bybel sê, hoeveel bloed gaan vloei. So gaan dink by jouself, hierdie verskriklike oorlog wat kom. Hoekom? Want as jy daai twee vernietig het, wel, dan kan die Joodse staat na vore tree en sê, luister, weet jy wat, ons is nou die superpower van die wêreld. Ons het die olie, ons het die gas, ons het beheer oor daai grondgebied gekry, en ons kan nou die wêreld regeer met ons nuwe stelsel. Dit is hulle hoop, maar die Bybel sê dit sal nie slaag nie. Die Bybel sê Babylon sal vernietig word in hierdie oorlog wat kom. So nou ja, hierdie is my kort en my lank, ek hoop jy het lekker geluister.